Welkom by hierdie week se na Sondag waar ons dink aan wat in die kerk gebeur het. Want daar's altyd meer as een optog. Maar ons sien net ene skare en takke en stof in die lug, mense wat Hosanna op hulle lippe het. Maar daar's altyd meer as een optog. John Dominic Crossan herinner ons in The Last Week dat daar op hierdie selfde dag hoogwaarskynlik nog 'n optog in Jerusalem plaasgevind het, aan die ander kant van die stad. Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur, die keiser, kom Jerusalem binne, maar nie op 'n donkie nie. Hy kom op 'n oorlogsperd, met soldate, met wapens, met swaarde, met spiese, met baniere, met mag. Hierdie twee optogte, hierdie twee konings, twee koninkryke, een gebou op geweld en een op vrede. Een sê beheer deur vrees, die ander een sê oorwinning kom deur oor te gee. In hierdie stad staan tussen hierdie twee konings. Maar miskien doen ek en jy dit ook. Miskien doen ek en jy dit ook. Ons lees Matteus 21 asof dit 'n mooi storie is. Palmsondag en kinders en takke en klere en liedere. Maar soms hierdie is nie 'n rustige optog nie, dis 'n konfrontasie, dis veronderstel om ons te konfronteer, nie met swaarde nie, maar met waarheid. Want Jesus beplan hierdie oomblik. Dit gebeur nie net nie, hy stuur mense vooruit, hy beskryf presies, hy kies die dier, hy kies die tyd, dis nie toevallig nie. Dis 'n openbaring. Hy wys vir die wêreld, dis hoe God regeer. Nie soos Rome nie. Nie soos ons dit verwag nie. Maar kyk vir 'n oomblik mooi, hy kies 'n donkie. Nie omdat dit al is wat beskikbaar is nie, maar omdat dit is wat Jesus wil hê. Dit sê iets sagmoedigheid, onopvallend, breekbare koning wat nie kom om oor te neem nie, maar oor te gee. Nie om te oorheers nie, maar om homself te gee. En dit is hier waar ons ongemaklik raak. Want ons wil steeds 'n ander tipe koning hê. Vandag nog. Ons wil 'n Jesus hê wat reg maak, wat sonder om ons te verander, alles verander. Ons wil 'n Jesus hê wat oorwin sonder dat ons hoef oor te gee. Ons wil 'n Jesus hê wat sterk lyk soos Pilatus se optog. Maar Jesus kies anders. Jesus is anders. Hy kies die pad van die kwesbares. En hierdie skare doen alles reg. Hulle sê die regte woorde, hulle sing die regte liedjies, hulle speel die regte rol, hulle lyk soos gelowiges. Hulle skree Hosanna. Maar Matteus fluister amper vir my en vir jou in hierdie teks. Die hele stad was in beroering. Maar hulle het gevra, wie is hierdie man? Hulle loof, maar hulle weet nie. Doen ek en jy dit ook? Want binne dae, in dieselfde stad, met dieselfde strate, met dieselfde stemme, sal hulle uitroep, kruisig hom. Kruisig hom. Dieselfde monde, maar verskillende harte. Dieselfde mense, teleurgesteld. En dis baie ontstellend, baie naby aan my en jou, want ons kan sing sonder oorgawe, ons kan aanbid sonder begrip. Ek en jy, ons kan die regte taal praat, maar die verkeerde koning volg. En ek dink dit gebeur meer as wat ons besef. Want dan doen Jesus weer iets onverwags. Hy gaan tempel toe. Hy gaan nie paleis toe nie. Hy gaan tempel toe. Want die probleem is nie daar buite nie, dit is hier binne. Hy keer tafels om en hy jag mense uit en hy maak skoon. Want die koning kom nie om bewonder te word nie. Hierdie koning kom om te herskep, nuut te maak, skoon te maak. En dis belangrik. Want volgens Crossan is hierdie nie net 'n morele aksie, die regte goed wat gebeur nie, dis simbolies.
Dis amper 'n profetiese daad. Dis 'n aankondiging, Jesus wat sê, hierdie stelsel werk nie meer nie. Hierdie manier van aanbid is stikkend. God se huis het iets anders geword. My en jou aanbidding het iets anders geword. En dan sê Jesus vir my en jou, ek bring iets nuuts. Maar kyk wat gebeur reg na al hierdie chaos. Jesus maak mense gesond en blinde sien en krepeles loop. Kinders begin sy lof besing. En is vreemd. Maar in die middel van hierdie oordeel is daar genesing. In die middel van hierdie ontwrigting is daar nuwe lewe. Dit is hoe 'n koning reageer. Ons koning, hy breek af, maar net om weer te herstel. Hy konfronteer, maar net om weer te genees. So, wat is die so wat vraag? Ek en jy is op hierdie pad. Want hierdie pad het nie verdwyn nie, dit loop voor ons verby, vandag nog deur ons strate, deur ons kerke, deur ons harte. Elke liewe dag en ek en jy moet kies. Want daar's twee optogte hier in ons werklikheid, een van mag en een van vrede. Een wat skree neem beheer en een wat sê gee oor. En jy moet kies. Miskien is dit die grootste vraag. Nie glo jy in Jesus nie. Want dalk is die grootste vraag, watter optog volg jy? Want is moontlik, baie moontlik om Hosanna te skree, terwyl ons eintlik nog vir Pilatus volg. Dis baie moontlik om op die regte pad te staan, maar eintlik die verkeerde koning te kies. En ek dink dis iets waarvoor ek en jy moet versigtig wees. Want hier is die vreemde beeld. Wat jou dalk sal bybly, nie die skare nie, nie die disippels nie, die donkie, die eenvoudige pakdier. Want die donkie verstaan nie alles nie, hy verstaan eintlik niks nie, hy preek nie, hy sing nie, hy lei nie, hy skree nie Hosanna nie, maar hy dra. Hy gaan waar hy gelei word, hy maak homself beskikbaar. Dalk is dit wat ek en jy moet doen. Dalk is dit die diepste uitnodiging van hierdie teks. Word soos die donkie, moenie alles probeer verstaan nie, want jy gaan nie. Moenie alles probeer reg hê nie, want jy gaan nie. Dra net, maak plek. Word die tipe mens waardeur hierdie koning reeds en steeds kan beweeg in hierdie stikkende wêreld. Die pad lê vandag voor jou en jy hoor die geraas, jy sien die stof. Jy voel hierdie spanning, hierdie twee optogte en dit kom al hoe nader, dit sny deur my en jou. Die vraag is nie of die koning kom nie, want hierdie koning kom. Hy kom sag en doelbewus en onmiskenbaar. Die vraag vir my en vir jou na hierdie Sondag in die Heilige Week is eerder, wanneer hierdie koning verbygaan, wat doen jy? Hoe reageer ek? Bly ons staan? Skree ons saam? Draai jy vir 'n rukkie, maar dan draai jy om? Of is ek en jy bereid om oor te gee? Om te sê, Here, hier is ek. Nie net oor te gee met ons woorde nie, nie net met jou sondae nie, maar met alles wat jy het, jou verwagtings, jou loyaliteit, jou idee van hoe 'n koning moet lyk. Want hierdie koning van my en jou sal nie inpas by my en jou planne nie. Hierdie koning moet ons planne herskryf. Moet alles skoonmaak, sodat ons kan oorbegin en miskien is dit presies die punt van Paastyd. Van hierdie Heilige Week. Miskien kies hierdie pad ons. Vandag, hier waar jy die video kyk, nou. Want die koning kom al hoe nader.
Buig jou knie. Maak jou hart oop. Dra hom en laat toe dat hy jou dra waar hy ook al gaan. Mag hierdie Paastyd vir jou 'n besonderse tyd wees. Mag jy tyd maak vir stilte, vir beleef, vir refleksie. Maar mag jy ook jou hart oopmaak vir verandering. Mag jy die koning in jou tempel inkom en omgooi wat nie reg is nie. Uitjaag wat moet uit. En lewe bring waar jy dalk so moedeloos is. Mag jy 'n wonderlike week hê. Sien jou Vrydag by die goeie Vrydag nagmaal wat eintlik 'n terrible Vrydag is. Ons sien jou ook Sondag by die opstandingsdiens.